en raak nie afgemat nie. Ja, Here, ons sit vanoggend hier en sommige van ons wil net sê, Here, ek is moeg. My arms voel leeg. Dit voel of my voete sleep. Ek hardloop, ek worstel, ek probeer. En tog voel dit of ek een plek bly staan. Here, dan kom jy en sê, die wat op die Here wag, kry nuwe krag. So Here, hier is ek vanoggend. Ek wag. Nie op antwoorde nie. Nie op omstandighede wat drasties sal verander nie. Ek wag op U. En saam met U teenwoordigheid, Here, nuwe krag. Kom vervang vanoggend, Here, my moegheid. Neem die swaar wat ek dra, ruil dit met U vrede. Laat my soos 'n arend wees, nie omdat ek sterk is nie, maar omdat U my dra. Lig my bo die storm, bo die geraas, bo die vrees. Wys my, Here, vanoggend opnuut wie U is. Here, wanneer ek hardloop, laat ek nie my eie krag gebruik nie. Wanneer ek loop, Here, laat ek nie moedeloos raak nie. Laat elke stap deur die Gees beweeg word. Ja, Here, ek wil nie verder vermoeid raak nie. Here, ek kom gee vanoggend my swakheid vir U, my moegheid, my moedeloosheid, my haas, my frustrasies. En al wat ek vra, Here, is, terwyl ek op U wag, nuwe krag, nuwe uitsig, nuwe hoop, nuwe vrede, Here. Ek weet ek verdien dit nie, Here, maar ek weet U is getrou. Ek weet U is hier, en ek weet U krag woon in my. Wees nou met ons. Amen. As jy na hierdie foto kyk en jouself vir 'n oomblik in hierdie foto stel, wat sien jy, wat beleef jy, wat ervaar jy? Dit gaan oor moegheid op alle terreine en vlakke van my lewe. Die agtergrond van vanoggend se preek, 'n paar bene waarop hy staan, en een van die bene is die ervaring wat ek gehad het in 'n parkeerterrein van een van ons kettingwinkels. Ons het almal maar ons gereelde karwagte wat daar is. En ja, ou knoop 'n geselsie aan en uiteraard vra jy, hoe gaan dit vanmôre? En die oggend het ek iets anders gehoor. Want ek vra, hoe gaan dit vanmôre? En ek ken hom as iemand wat altyd opgeruimd is. En hy sê 3 woorde. Ek is moeg. En onmiddellik besef ek, dit gaan oor veel meer as 12 ure 'n dag werk. Die mens wat ek voor my sien, is op 2 vlakke moeg. Fisies, maar ook geestelik. Wanneer ek fisies moeg raak, is ek afgemat. Ek het nie krag om my arms op te tel nie, maar wanneer ek geestelik moeg raak, begin ek moedeloos raak. Begin 'n mate van hopeloosheid oor my spoel. So dis die een been vir vanoggend. 'n tweede been is iets wat ek later by sal stil staan. 'n Belewenis wat ek en Mariaan gehad het saam met die kinders terwyl ons van Nysna af
na Uniondale oor die pas gery het. In die derde been was ons gehanteer in ons selgroep, elke persoon kies 'n teks en dan berei ons daardie teks voor vir 'n week. En die persoon wat die teks gekies het, lei dan die gesprek. En so is daar hierdie teks gekies, Jesaja 40 vers 31. En die drie bene het saamgekom en eindig in 'n preek wat ons vanoggend met mekaar deel. Die nuwe vertaling sê, die wat op die Here vertrou, kry nuwe krag. Die 2020 vertaling sê, maar wie op die Here wag, herwin jou krag. Die nuwe vertaling sê, hulle vlieg met arensvlerke. 2020 vertaling sê, hulle kry nuwe vere soos arende. 83 vertaling sê, hulle hardloop en word nie moeg nie. 2020, hulle hardloop en raak nie afgemat nie. Hulle loop en raak nie afgemat nie, hulle loop maar word nie moeg nie. So twee gedeeltes, dieselfde vers, verskillende vertalings, en ou kan jouself afvra, maar waarom die verskil? En as ou gaan nalees en in die kommentare kyk, dit gaan oor vertalingsopsies. En ons het nie die voorreg, ons het manuskripte, waarvan van die manuskripte nie meer so duidelik is nie. En ons het nie die oorspronklike skrywer om te sê, maar is dit wat jy bedoel het, is dit die uitgang wat jy wou gebruik het, is dit die betekenis. Daarom kan ons nie sê dat een van hierdie twee vertalings 'n beter vertaling is nie, maar die wonderlike is, ons kan dit saam lees, want dit is twee lyne wat beide in die akademie sterk gevolg word, maar wat vir ons saam 'n beter indruk gee, wat die Here sê in Jesaja 40 vers 31 en hoekom hy dit sê. Net vir 'n oomblik, ons kan nie vanoggend dat die Here vir my en jou iets kom sê, as ons nie weet vir wie dit gesê is en hoekom nie. Jesaja het dit geskryf, dit is deel van die tweede bundel van Jesaja, die sogenaamde Deutero-Jesaja. Hy skryf dit vir 'n volk, die Jode in ballingskap. Hy skryf dit vir mense wat daai drie woorde uiter, ek is moeg. Ek is fisies moeg. Ek is geestelik moeg. Ek is aan die einde van my pad. Ek weet nie verder nie. Dis vir die sulkes wat Jesaja kom skryf. En hy gebruik 'n bekende beeld, die van die arend, en ons gaan nou 'n bietjie uit ander geskrifgedeeltes dit verder toelig. So vir hulle was dit 'n bekende beeld. Toe hulle hierdie lees, het hulle onmiddellik geweet waarom hy dit skryf en het dit wat hy ten doel gehad het in hulle harte gebeur. Hulle het die vertroosting ontvang dat God naby is, dat God hulle krag fisies sal rejuvenate, hernie, en dat die Here hulle gees wat afgemat is, weer sal deur sy gees optel, hulle naby wees. So die interessante is, rise up on wings like eagles. Dit gaan daaroor dat 'n arend die vermoë het om die vlerke te sprei en uit te styg bo omstandighede. Gaan daaroor dat 'n arend die vermoë het, as ek hierdie vlerke sprei, kan ek die onder die vlerke beskerm. Maar meer, dit gaan daaroor dat 'n arend wat vlerke sprei die vermoë het om byvoorbeeld sy kuikens te vang op hierdie vlerke, as hy hulle uit die nes skop en hy sien hulle gaan hulle te pletter val. Dit gaan oor die totale beskerming wat 'n arend bied vir die wat hy liefhet. Die vermoë wat hy het om uit te styg bo omstandighede. Die vermoë wat hy het wanneer die vyand hom aanval, soos ons nou sal sien hier in die botaniese tuin, daai valkies wat so lastig is. Maar hoe hoër die arend gaan, daar kom 'n tyd wat die aanvaller net nie meer kan byhou nie. Want hy het hierdie vlerkspan. Tweede vertaling, put forth, grow wings like eagles. Interessant, die Septuagint sowel as die Targum volg hierdie lyn van vertaling. Gaan daaroor dat 'n arend
dwars deur sy lewe, deur siklusse gaan. Hulle noem dit molting, waar vere uitval. 'n Baie gestruktureerde proses. Maar die resultaat is die nuwe vere wat uitkom, stel hierdie arend in staat om hernuide krag te hê, hernuide vermoëns en uiteraard weer die hoogtes te bereik wat hy kon. Dan die hele woordspeling tussen wag op die Here en vertrou in die Here. Dit gaan oor 'n ander manier van wag. Dit gaan oor 'n wag wetende. As hy kom, gaan dinge verander. As hy my aanraak, gaan dinge verander. Wanneer hy toetree tot my lewe, gaan dinge verander. Dit gaan oor 'n vertroue wat ook gekoppel is aan nuwe krag, ook in my gees, om my gees op te tel en op te lig. Die interessante, die Engelse woord malting vertaal ons in Afrikaans met ruip. Ek het dit nie geweet nie. Maar hier is dit maar net die proses waardeur 'n arend moet gaan. Die duur 2 tot 3 jaar, vanaf die eerste vere tot die laaste vere. Daar's ook 'n bepaalde siklus wanneer watter vere dan uitval. En dan sterk en vol werking, energiek na die 3 jaar periode. En dis baie keer die moeilike gedeelte. Dis iets wat die volk in ballingskap gehoor het en besef het. Maar ons is nou in hierdie fase van verveer. Dit gaan 'n tyd neem, maar ek weet waarna ek uitsien, want die beeld wat gebruik word rondom die arend, ek weet presies waaroor dit gaan. En dis waarna ek uitsien. Dis wat die Here in my lewe besig is om te doen. Ek gaan weer op daai punt kom, ook ons as volk, die Jode, waar ons weer ons vlerke kan sprei, ons kragte herwin het, en weer kan doen wat ons wou doen. As ons Psalm 103 vers 5 lees, die Here laat my die goeie in oorvloed geniet, hy skenk my die jeugdige krag van 'n arend. Bekende beeld vir die lesers, maar ook 'n belofte vir my en jou vanoggend. As ons lees, hy skenk my en jou die jeugdige krag van 'n arend. Ek weet nie waar is jy vanoggend nie. Ek weet waar ek moegheid teekom. En nou sien moegheid op verskillende vlakke in die fases van 'n lewe. Ek sien moegheid by ouers wat 'n siek kindjie het, wat 3-4 nagte wakker was, wat by daai kind sit en waak. Jy kyk hulle in die oë, jy sien moegheid. Totaal, fisies, geestelik. Jy sien dit by iemand wat worstel in 'n siekbed, wat sê ek kan nie meer nie, ek is moeg. Fisies, maar ek is moeg geestelik. Daar's baie vlakke in die samelewing wat tans 'n algehele moegheid beleef. Ek en jy leef in 'n sekere sin in 'n moeg wêreld. En daarom is hierdie so kosbaar dat die Here sê, dit skenk ek jou, en jou wag op my. Is dit wat besig is om te gebeur. Ons is in hierdie proses, maar ons weet, as kinders van die Here waarheen hy met ons op pad is. Deuteronomium 32, soos 'n arend wat sy kleintjies uit die nes uitskop, oor hulle fladder en hulle vang op sy vlerke, wat hy oopsprei, soos 'n arend wat sy kuikens op sy vlerke dra, so het die Here net hy alleen sy volk gelei. So ons kan vanoggend dieselfde voorreg beleef as daai aanvanklike hoorders van hierdie besonderse vers. Want omdat ons die Here se woord op skrif het, het ons die konteks, het ons ander verwysings, ander teksgedeeltes. Besef ons waaroor dit gaan. Het ons die wonderlik om te sê, hier's 2 vertalingsopsies, maar beide is ryk aan inhoud. Ek kies om beide vir myself te vat en toe te eien. Eksodus 19 vers 4, julle het gesien wat ek aan Egipte gedoen het, en hoe ek julle op arendsvlerke veilig gedra het, en na my toe gebring het. Die wolkkolom in die nag, die vuurkolom in die nag, die wolkkolom in die dag.
Maniere hoe hierdie arend, God, die Vader, sy vlerke gesprei het om te beskerm. Hoe hy die see oopgekloof het. 'n Manier sê hy hoe ek julle op my vlerke gedra, julle veilig daardeur gevat het en hulle vergeld het. En so is hy werksaam in my en jou lewe. Maar ek en jy beleef hierdie. Hierdie is ook hier in die botaniese tuin geneem, ons swart arend en een van hierdie valkies wat altyd lastig is en hulle probeer aanval. Ek en jy het 'n voortdurende proses waar ons blootgestel is aan die subtiele aanvalle ook van Satan. Veral as ek en jy broos is, veral as ons moeg is ons fisies en geestelik, daardie kombinasie, term is 'n perfect storm. Dan is ek en jy op ons kwesbaarste, want ons is fisies, maar ook geestelik kwesbaar. En dis wanneer hy subtiel kom om my en jou aan te val. Wanneer my en jou gedagtes op plekke begin gaan waar dit nooit moes gaan nie. So in die vakansie het ons dit beleef, dat ons regtig waar hierdie aanvalle, ons het saam met een van ons kinders gestoei rondom sy gesondheid, ons het gewag op uitslaa, daar's diagnoses gemaak, so ja, jy bly 'n ouer of jou kind nou 2 is en of jou kind 40 is, dit bly jou kind. Jy gaan slaap daarmee, jy staan daarmee op. En ja, ons beleef dit, ook vir ons as kantoorpersoneel, as leraars, waar word ons as gemeente primêr aangeval? By ons. Want as jy daar kan moeilikheid maak, is die res so maklik. En in hierdie proses, waar ons hierdie worsteling het, kry ons hierdie. So dis die R339. Jy klim by Nysna, en jy is in die berge in die woude in die plantasies in. Dit is die Lang Kloof bergreeks, maar dit is die Prins Alfred Pas. En jy ry daardeur tot en met Uniondale. En op 'n stadium, uit die bloute uit, is hierdie arend. En hy vlieg voor die bakkie. En hy gaan sit teen 'n rotswand. Ons ry stadig, die paadjies kronkel deur daai pas. En ons stop. Die voorreg om die foto te neem. En die arend kom uit, vlieg verder, 20-30 meter, gaan sit weer, so teen 'n rotswand. En hy doen dit 'n derde keer. Maar daai vlerke wat so uitsprei. En ons het hierdie intense belewenis van God se teenwoordigheid, en dat hier iets is wat gebeur. En uiteraard, dan begin 'n ou kyk, maar wat is die betekenis op 'n geestelike vlak van die arend? En onmiddellik gaan al hierdie skrifgedeeltes oop. En onmiddellik besef ons, in ons worstelstryd, in ons moeg wees, oor 'n hele paar dinge, het die Here op die manier in die natuur kom wys wie hy is. En hoe hy funksioneer in ons lewens, as arend. En hoe hy sy vlerke kom sprei, dit vir ons fisies kom wys, so doen ek dit. Ek beskerm jou of onder my vlerke, of ek dra jou bo op my vlerke. Maar my omsien en beskerming van jou is volledig. Gee jou bekommernisse, jou moegheid vir my. Ek is die een wat volledig daarmee kan werk. Hierdie is ook hier uit ons botaniese tuin, ons eie 2 swart arende. Kom ons lees net weer. Ek gaan eers die nuwe vertaling lees en dan die 2020. En ek wil vra, jy moet in hierdie oomblik regtig met jouself eerlik wees en vir die Here sê, hier is ek. As daar 'n faset van moegheid is, ek wil dit vir oggend vir u kom gee. En hoor dan hierdie woorde en laat die Here se Gees toe om in jou werksaam te wees. Ek en jy wat op die Here vertrou, kry nuwe krag. Die wisselwerking tussen vertrou en wag
Ons moet dit nie teenoor mekaar sien nie, maar eerder 'n muntstuk met twee kante. Ons, ek en jy, vlieg met arensvlerke. Ons het die vermoë om weer krag te herwin en weer te doen wat ons gedoen het. Ons hardloop en word nie moeg nie, ons loop en raak nie afgemat nie. Wisselwerking tussen fisiese en geestelike. Op beide terreine, sê die Here, sal hy my en jou weer in staat stel om aan te hou, op 'n fisiese vlak, maar ook op 'n geestelike vlak, om die las te dra wat ons dra, om die stryd te worstel waarmee ons worstel. 2020 vertaling, maar wie op die Here wag, herwin hulle krag. Die proses, die tyd daaraan verbonde. 3 jaar vat dit 'n arend om van die kleinste tot die wydste, die grootste vere te verwissel. Proses wat hy nie kan aanjaag, sy nie kan aanjaag nie. Dit gaan met hormone en. Dis baie interessant om dit bietjie na te lees. Hulle kry nuwe vere. Hulle hardloop raak nie afgemat nie, hulle loop word nie moeg nie. Hulle is weer in staat om te doen wat 'n arend moet doen, op alle vlakke van arend wees. Ek en jy kan uitsien om weer in staat te wees om te doen wat ons graag en moet doen. As jy dit lees, as jy hierdie sien, wat is die Here besig om vanoggend vir jou te sê? Ons gaan saam luister na 'n lied wat Pieter vir ons geskryf het, gesing het. Mag die Here deur hierdie lied verder praat oor dit wat jy hier lees en beleef. Hier ek sak weer my kop in moegheid vanaand. Woordeloos en my krag sit op 'n kant. Gees fluister namens my, maar U het dit reeds gehoor. U bly naby, al voel dit soms of ek verloor. Woord is oop by jou beloftes wat ek weer moet onthou. En selfs as ek val, sal ek U bly vertrou. U gee my vlerke, soos arende wat reis hoog bo die storms. U dra my op, U maak my weer voller, nie meer moeg of afgemat. U bly my dra, want deur my twyfel hier was U steeds altyd daar. Die wêreld soms 'n grondpad, ek raak so maklik moeg. Maar U roep my naam, Heer, gee die dag se genoeg. Daar is niks meer stilte, en ek kan weer hoor U Gees wat ek volg, en my weer heel maak daarvoor. U woord is oop by jou beloftes wat ek weer moet onthou. En selfs as ek val, sal ek U bly vertrou. U gee my vlerke, soos arende wat reis hoog bo die storms. U dra my op, U maak my weer voller, nie meer moeg of afgemat. U bly my dra, want deur my twyfel hier was
soos arende wat reis hoog bo die storms. U dra my hoop, u maak my weer voller, nie meer moeg of afgemat, u bly my dra, want deur my twyfel hier, bly u steeds my pa. Die Here ontmoet vir my en jou vanoggend waar ons is. Die Here ken die plek waar ons is beter as enige iemand. Dalk beter as ek en jy self. Hy ken ons vlak van moegheid. Hy weet of dit bloot fisies is of dalk net op 'n geestelike terrein of 'n kombinasie van beide. Hier is 'n arend wat nou midde hierdie proses is. Hoe lyk die pad na nuwe krag? Dis stadig. Dis 'n proses waar God my dra wanneer ek gedreineer is. God lei my deur hierdie tydperke om vernuwing te beleef na liggaam en gees. Dit is 'n geleidelike en 'n deurlopende proses, deel van die normale lewenssiklus. En dit neem baie energie op. Dis interessant dat hulle soms net gaan sit, want hierdie proses van ruip, van molting, dreineer hulle so van energie dat hulle sommige dae letterlik nie fisies die krag het om te kan vlieg nie. Een van die artikels wat ek gelees het, en ek glo dis waar, dat van die ander arende, as hulle in hierdie situasie kom, wat die krag net te min is, vir hulle vleis bring, want daar sekere dinge wat die liggaam dan nodig het, en dat die ander arende instinktief weet, hierdie een het nie nou die krag om te gaan jag nie. Dis ons verantwoordelikheid, om nou vleis te bring. Deurlopende proses, deel van 'n normale lewenssiklus. Is dit nie so, wanneer ek en jy in daai fases is, wat omstandighede vir ons dreineer, liggaamlik en fisies, dat ons later nie meer energie het om te gee nie. Dit dreineer ons volledig. En dis wanneer die Here sê, hierdie is vir jou. As jy op my vertrou, kry jy nuwe krag. As jy op my wag, herwin ek jou krag. Ek beskerm jou soos 'n arend met oop vlerke onder of bo. Ek lei jou deur die proses waar hierdie vere span vervang word om jou weer in staat te stel om te wees wie en wat jy moet wees. Vra die Here dat hy nou ook vir jou deur sy Gees sal sê, nie net dat jy syne is nie, maar dat hy jou gaan vernuwe. Here, U is die skepper van hemel en aarde. Ons weet U raak nooit moeg en raak nie afgemat nie. Here, U krag hou nie op nie. Maar vandag, Here, is dit ons voorreg om as U kinders vir die 3 woorde te kan sê, Here, ek is moeg. En U weet wat dit beteken. Maar dankie Here dat ons 'n belofte het wat in vervulling gaan in elkeen van ons se lewens. Nuwe krag is deel van 'n proses waar U ons geen oomblik alleen laat nie, Here. Dat ons kan uitsien om weer geestelik, liggaamlik gekleed te wees met nuwe vere.
Dat ons in staat stel, Here, om die situasie wat ons beleef te hanteer, daarbo uit te styg. Dat ons kan sweef waar U vrede heers en ons vul. Ja, Here, dankie dat ons deel is van U groter plan. Ons wil inderdaad sê, Here, stel my in staat om te hardloop en nie moeg te word nie. Om te loop, Here, en nie afgemat te word nie. Dra ons, Here, op U vlerke, beskerm ons onder U vlerke. Vernuwe ons, Here, herstel ons hoop. Gee ons nuwe visie. Raak ons aan deur U teenwoordigheid, as ons wag, Here, op U. Dit vra ons vanoggend, in die naam van Jesus Christus, ons Verlosser, en ons krag. U ons vernuwer. Amen.